Hier is 'n baie interessante vraag wat in November 2023 se voorbeeldvraestel vir Gauteng was. Hulle sê vir my die grafieke van ax² plus q en g van x is 3 op x minus 1, waar x groter as 0 is hieronder geskets. So kom ons kyk hierna. Hier is die grafiek van f, en dit is 'n parabool. F van x is gelyk aan ax² plus q. En dan het ek ook 'n hiperbool, en vir die hiperbool gee hulle vir my die vergelyking van g van x is gelyk aan 3 op x minus 1. Maar hulle sê vir my by dat x groter as 0 moet wees. Met ander woorde, hulle stel nie belang in hierdie tweede been van die hiperbool nie. Al wat ons na kyk is die eerste been waar x groter as 0 is. Goed, dan sê hulle A is die afsnit en snypunt van A is die x-afsnit en snypunt van beide grafieke hier, terwyl B die punt 0,9, so B is die punt 0,9, die draaipunt is van F. En CD hier is 'n vertikale lyn. Nou ja, soos julle kan sien is hier baie vrae. So ek het alles wat gegee was nou op ons prentjie ook geskryf. So ek gaan vir myself plek maak deur hier uit te vee. Daar sê ek kan selfs maar hierdie uitvee. En dan skuif ek die eerste vraag op en ek gaan al hierdie onder toe skuif. Ons sal hulle so een vir een vat. Goed, vir die vraag 3.1 wil hulle die waardeversameling van f hê. Nou f was die parabool en omdat sy draaipunt se y-koördinaat 9 is, beteken dit die hele parabool is onder die lyn y gelyk aan 9. So sy waardeversameling 3.1.1, die waardeversameling van f sal wees y is 'n element van R, y is kleiner of gelyk aan 9, want my y-waardes is nooit groter as 9 nie. Dan wil hulle hê die definisieversameling van G, met ander woorde die x-waardes. Nou hierdie is 'n triekie vraag, want hulle het ons x'e beperk. Gewoonlik sou ons vir die definisieversameling gesê het, kom ek skryf net gou-gou, dis die definisieversameling van G. Ons sou gesê het x is 'n element van R, en x is nie gelyk aan 0 nie, want ons weet die hiperbool het 'n asymptoot wanneer x gelyk aan 0 is. Maar omdat hulle nie vir ons hierdie kant geteken het nie, is die punte wat op die grafiek is, net x groter as 0. Dan wil hulle hê vir vraag 3.1.3 die horisontale asymptoot van G. Nou dit lyk vir my hier is dit ingeteken en ons kyk hier na die vergelyking van G. Ons sien -1, dit beteken as ek net 3 op x sou teken, sou dit sou my horisontale asymptoot op die x-as wees en nou gaan dit 1 eenheid laer wees. So die horisontale asymptoot is 'n horisontale lyn en die y-waarde waar dit deurgaan is by -1. En vraag 3.1.4
Bepaal die waardes van x sodanig dat f dalend is. Nou onthou jy, as jy hier van links af staan en jy kyk op, dan is dit stygend, maar as ek nou hier in die linkerkant staan en ek moet afkyk, my grafiek beweeg afwaarts, dan is dit dalend, en in die draaipunt self is dit nie stygend of dalend nie, want dit is waar dit omdraai. So, waar is dit dalend? Dit is dalend waar x groter as 0 is. Kom ons highlight dit net hier, dis hierdie deeltjie. En my x-waardes hier, onthou as jy nou x-as toe gaan, dan kry jy al die positiewe x-waardes. Goed, dit was vraag 3.1. Nou vraag 3.2 wat nou bietjie weggeraak het. Hier is hy. Ek gaan maar eers weer vir myself skoon maak. Vraag 3.2. Vraag 3.2 vra vir die waardes van A en Q. So, as jy kyk na waar A en Q is, sal jy sien, dis die koëffisiënt van x kwadraat, en daar is die ax kwadraat plus Q. Dit is die vergelyking van die parabool wat hulle dus vra. Nou, die Q gee altyd vir my die y-afsnit, want as x 0 is, dan kry ek Q, en dit is 9, so Q is gelyk aan 9. En dan weet ek dat y is gelyk aan ax kwadraat plus 9. En ek moet nou nog 'n punt in vervang om die vergelyking van om die waarde van A te kry. Hierdie A. Nou, ek kyk na hierdie A op die oomblik, want ek sal hom kan uitwerk. Jy sien, die probleem is, daar is geen ander punt vir my gegee nie. So ek moet 'n punt soek wat ek kan uitwerk. En hierdie A lê ook op die hiperbool. So, daardie A is die x-afsnit van y is gelyk aan 3 op x minus 1. En omdat dit die x-afsnit is, kan ek y gelyk aan 0 maak. Vat die 1 oor, en dan vermenigvuldig ek met die x, en ek sien dat x gelyk aan 3 is. So die koördinate van A is 3 en 0. Nou kan ek teruggaan. Ek wonder of ek dit gaan regkry. Nee, ek gaan nie. Ek wou vir myself nog meer plek maak, maar kom ons gaan net terug. Ons het nou y is gelyk aan ax kwadraat plus 9. Wat ek nou maar gaan doen, is om vir myself hier 'n hokkie te maak. En dan gaan ek van daar af aan, ons het y is gelyk aan ax kwadraat plus 9. En ons weet nou hierdie punt A wat 3,0 is, lê op die grafiek. So in die x se plek moet ek 3 sit, in die y se plek moet ek my 0 sit. En as ek dit oorvat, dan kry ek minus 9 is gelyk aan 9a, en dan is a gelyk aan min 1. So daar het ons die waarde van a, daar het ons hierbo die waarde van q, en ek gaan net, omdat ons dit dalk nou gaan nodig het, hier op my grafiekie, die regte vergelyking neerskryf, dis minus x kwadraat plus 9. Goed, vraag 3.3.
Vraag 3.3 sê, as h van x gelyk is aan minus f van x minus 3, skryf die vergelyking van h neer. Nou, ek kan maar net invervang. Ek het in die vorige vraag uitgewerk dat f van x minus x kwadraat plus 9 is. So dit gaan wees minus, en dan minus x kwadraat plus 9, en dan nog minus 3. En as ek nou die minus invermenigvuldig, dan kry ek x kwadraat minus 9 minus 3. Dit gee vir my x kwadraat minus 12. En nou wil hulle weet, wat is die koördinate van die draaipunt van h? Nou, hierdie parabool h se vorm lyk so, en hy gaan deur die y-as, ek weet nou nie waar gaan hy deur die x-as nie, maar hy gaan deur die y-as by minus 12. Ek weet dit, want as x 0 is, dan is y min 12. So die draaipunt, kom ons noem dit maar net dp, die draaipunt sal wees wanneer x 0 is en y minus 12 is. Onthou, as ons 'n parabool van die vorm ax kwadraat plus q het, dan is sy draaipunt altyd op die y-as. Reg. En nou maar weer skoonmaak. En nou kan ons na die laaste vraag beweeg, vraag 3.4. Skryf die vergelyking neer van die simmetrieas van G wat 'n positiewe gradiënt het. Nou ja, ons simmetrieasse kan net 'n gradiënt van 1 of min 1 hê. So, dit sal wees 1, omdat hulle die positiewe 1 wil hê. En dan moet jy ook onthou dat die simmetrieas loop hier deur die punt waar die draaipunte sny, waar die twee asymptote sny. So, dit is by min 1. So, y is gelyk aan x min 1. Vraag 3.5 vra vir die lengte van CD as die vergelyking van die lyn CD x is gelyk aan 1 is. So, x is gelyk aan 1 is 'n vertikale lyn wat deur 1 op die x-as sal gaan. So, dit beteken dat hier is my x-koördinaat 1. Dit sal dus so wees vir D, en dit sal so wees vir die punt C. Nou, om die lengte van CD uit te werk, moet ek weet wat is die y-koördinaat van C, want kyk, C is hier die hoogste punt, en dan moet ek daarvan aftrek die y-koördinaat van D, wat hier gaan wees, want hier die lengte hier gaan presies so lank wees, soos die lengte daar op die y-as. Nou, om die y-waarde van C uit te werk, moet ek die parabool gebruik, want C lê op die parabool. Die vergelyking van die parabool is minus x kwadraat plus 9. So, ek weet nou dat x 1 is, so dit gaan wees minus 1 kwadraat plus 9. Nou, dit is nog steeds minus 1 plus 9, gee vir my 8. So, ek weet nou die koördinate van C is 1 en 8, met 8 hier op die y-as. Vir die y-koördinaat van D,
moet ek die hiperbool gebruik, want D is 'n punt op die hiperbool. Die hiperboolse vergelyking is 3 gedeel deur x minus 1. So dit gaan wees 3 gedeel deur 1, want ons weet reeds dat x 1 is, min 1, en dit is 2. So die punt hier is 2. So as ek nou gaan die y-koördinaat van C wat 8 is, minus die y-koördinaat van D wat 2 is, dan kry ek CD is gelyk aan 6. Dit is vraag 3.5. Vir vraag 3.6, waar is my kop? So jy bepaal die waardes van x sodanig dat f van x groter as x plus 3 is. Nou ek dink hier moet ek vir myself heel wat plek maak. Kom ons skuif ook die vraag op. En dan gaan ek net weer kyk. F van x moet groter wees as x plus 3. Dit beteken die y-waardes op die grafiek van f moet groter wees. Groter as die y-waardes op die lyn x plus 3. Nou ons moet 'n bietjie kyk hoe lyk die lyn y is gelyk aan x plus 3. Kom ons werk uit, wat is sy x-afsnit en wat is sy y-afsnit. As ek kyk vir y is gelyk aan x plus 3, dan sy y-afsnit is by y is gelyk aan 0. Ag, hoor nou vir my. Y is gelyk aan 3, want ek lees dit hier af. As x 0 is, dan is y 3. Vir sy x-afsnit gaan y 0 wees, so ek gaan kry x is gelyk aan minus 3. Nou as ons net teruggaan na die sketsie toe, dan is hier die punt hier op die x-as. Dit is waar minus 3 is. Nou hoekom sê ek so? Want dit is nêrens op ons grafiek uitgewerk nie. Onthou, 'n parabool is simmetries. En hy is simmetries om die y-as. Dit beteken hierdie deel val presies op daardie deel. En ons het van tevore uitgewerk dat A se x-koördinaat 3 is. So daardie afstand is 3 eenhede. Dan moet van die y-as na die ander afsnit, ander x-afsnit, ook 3 eenhede weet. So, dit is waarom x daar gelyk is aan minus 3. So wat ons nou weet, is hierdie lyn van ons gaan definitief ook deur daai punt gaan. Kom ons maak sommer 'n rooi kolletjie hier. Die lyn gaan definitief daardeur gaan. Nou waar gaan hy die parabool andersins sny? Ek weet sy y-as gaan 3 wees, maar ek het nie 'n behoorlike skaal hier, sodat ek die lyn kan trek nie. So ek wil die ander snypunt ook uitwerk. Nou, as ek het dat die parabool wat minus x² plus 9 was, gelyk is aan x plus 3, dan is dit 'n kwadratiese vergelyking, want ek het 'n kwadraat, 'n x². Kom ons vat die x² na die ander kant toe. En dan het ek plus x, en as ek die 9 vat, het ek 3 minus 9 wat minus 6 is. Goed, so my kwadratiese vergelyking is nou in standaard vorm. Nou moet ek dit faktoriseer. X en x om x² te kry, en 3 en 2 om 6 te kry. My tekens moet verskillend wees, en ek wil 'n
plus x hê. So as ek kyk na my middelterm, is dit 3x en 2x. So om 'n plus x te kry, gaan ek plus 3x en minus 2x nodig hê. So, die produk is 0, so x plus 3 is gelyk aan 0, so x is gelyk aan minus 3, en dit is ook moontlik dat x min 2 gelyk aan 0 is, so x is gelyk aan 2. Nou ja, ons het al reeds vir onsself hierdie rooi kolletjie gesit, waar die 2 by x is gelyk aan minus 3 sny. Nou weet ek, hulle gaan ook sny by x is gelyk aan 2. Kom ons vat 'n rooi kolletjie en dan maak ons hom hier by x is gelyk aan 2. Kyk, daar is x is 1, daar is 3, so 2, so ongeveer hier. Daardie punt daar, dit is by x is gelyk aan 2. So my reguit lyn sal so iets lyk deur daardie 2 punte. Ek gaan hom nou maar onderteken en dan sal ek hom 'n bietjie probeer opskuif. Nee. Hy wil nie vir my die lyn gee nie. Glad nie. Kom ons vee hom maar uit en ek probeer om weer te trek. So ek gaan deur min 3 en daar gaan ek nou 'n bietjie kil. Daar is die x-waarde gelyk aan 2. So, nou dit alles doen ek om uit te werk waar gaan die y-waardes op die grafiek van f bokant die y-waardes op die grafiek van die reguit lyn y gelyk aan x plus 3 wees. Nou dit gaan wees, as ek my highlighter vat, al hierdie tyd, want daar is x-waardes vir my gevra. Sê nou maar kies die x-waarde hier, dan is die reguit lyn se y-waarde nou daar, en die parabool se x-waarde is nou daar, en duidelik is die parabool se groter as die reguit lyn se y-waarde. So, my finale antwoord sal wees dat x tussen minus 3 en 2 moet lê. So ek begin altyd met die kleinste een eerste, en dan die grootste een aan die einde. En dan weet ek, x moet groter as minus 3 wees, of minus 3 moet kleiner as x wees, en x moet ook kleiner as 2 wees. Daar is my 2. Sodat ek daar die hele deel kry, tussen x is gelyk aan minus 3 en x is gelyk aan 2. Omdat hulle nie 'n groter as of gelyk aan hier het nie, kan ek nie die 2 eindpunte insluit nie, want daar is hulle gelyk.